Goeiemôre, dis weer so 'n heerlike voorreg om vanoggend saam met jou te kuier. Wanneer ons weer gesels en dink en ons gesigte draai na die Here toe met ons reis deur die boek van Matteus. Nou, ek is so bevoorreg om vanoggend by hierdie fenominale plek te wees waar 'n mens letterlik die handtekening van God se skepping kan raak sien en beleef. Ek is hier by Spitskoppe in Namibië. En dis so voorreg om vanoggend se opname hier te kan doen. As jy agter my kyk, sal jy die pragt en die skoonheid sien van hierdie ongelooflike area. En ook die pool wat hierbo, 'n natuurlike pool waar 'n mens lekker kan swem. Waar ons al reeds vandag geswem het, was so kosbaar. Ek wil vanoggend met jou praat oor 'n kosbare teks waar Jesus praat oor 'n wyse man, 'n verstandige man en ook of 'n dwaase man. En die boumateriaal wat ek en jy gebruik om ons geestelike huis te bou. Nou kom ons lees gou die teks hier vanuit Matteus 7 vers 24 uit, waar Jesus aan die woord is en hy sê, elkeen dan wat hierdie woorde van my hoor, watter woorde? Natuurlik die woorde wat hy sopas gespreek het in die vorige gedeelte van hierdie hoofstuk, wanneer hy sê, en elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal na die koninkryk van die hemele gaan nie. En hy het vir ons daar redelike, radikale teks gegee, advies gegee oor jou en my GPS-koördinate na die hemel, dat ons die wil van die Vader sal doen. Nou praat en hy sê, elkeen wat dan na daai woorde wat hy gespreek het, sou luister. En dan natuurlik na al die woorde wat hy gespreek het, tydens sy swerftog hier op aarde, terwyl hy vir ons kom leer het. Sê hy, elkeen wat na hierdie woorde van my luister en daarvolgens handel, met ander woorde dit doen, nie net kognitiewe kennis het nie net praat oor Christendom nie net kerk toe gaan nie, maar Jesus se woorde hoor en dan daarvolgens handel. Elkeen wat my woorde hoor en daarvolgens handel, kan vergelyk word met 'n verstandige man, wat sy huis op 'n rots gebou het. Die stortreën het geval en die vloedwaters het afgekom. Die winde het teen daardie huis gewaai en daarin geruk. En tog het dit nie ingestort nie, want die fondament was op rots gewees. Dan sê hy in die teendeel van dit wat hy nou net gesê het, sê hy, elkeen wat hierdie woorde van my hoor en nie daarvolgens handel nie, kan vergelyk word met 'n dwaas wat sy huis op die sand gebou het. Die stortreën het geval, die vloedwaters het afgekom en die winde het teen daardie huis gewaai en daaraan geruk. En die huis het ingestort en dit is heeltemal verwoes. En die nuwe vertaling sê, en sy val was groot gewees. Dit is kosbaar dat die Here ons waarsku en met ons praat oor die boumateriaal van 'n geestelike huis. En dat hy met ons praat oor die feit dat ons hier op aarde soms ons huis bou met valse profete se woorde, met teologie wat ons in 'n gemaksone sit, presies wat Paulus gesê het, en ook Matteus gesê het, dat daar mense sou kom wat ergens ons in die gehoor sal streel, om vir ons te verseker dat die spasie waarin ons is, okay is, en dat ons nie nodig het om bekommerd te wees daaroor nie, dat ons eintlik nie konstruktiewe spanning ontvang, om uit ons gemaksones uit te kom, en Jesus regtig te volg en om gehoorsaam te wees nie. Nou, sulke boumateriaal wat ons gebruik vir 'n geestelike huis, laat ons uiteindelik by 'n plek arriveer van misleiding. En so ploeter ons hele lewe aan, en uiteindelik aan die einde van ons lewe, word ons in 'n plek van misleiding, word ons omkant betrap, wanneer die dood aan ons deur kom klop, en ons besef, dat ons vir jare lank, ons huis, met fabels en onwaarhede gebou het. Jesus waarsku ons vandag om sy woorde te volg, om, soos wat hy in die vorige teks gesê het, in die vorige hoofstuk, of die vorige gedeelte van hierdie hoofstuk, dat ons die wil van die Vader sal doen. En dat wanneer ons die wil van die Vader doen en gehoorsaam is aan Jesus se woorde, dat ons op die rots bou. En dat die wind maar kan kom, dat die storm maar kan opsteek, en die reën maar kan val, en teen daardie huis kan aankom.
want hy is op die rots gebou. Die dwaase daarenteen wat kies om fabels en leuns te omhels. Kom ons noem dit nou maar Opinie 3 vers 3 te omhels. Dat sy val groot is, omdat hy gebou het op die sand. Want die rots is die plek waar ek en jy deur Jesus vandag gemotiveer word om te kom bou. Ons lees in Johannes 8, kosbare teks, waar Jesus praat van hierdie rots. En hy sê, dat Jesus is die ware rots. En dan sê hy, as die waarheid van Jesus se woorde in jou hart ingekom het, dat dit jou waarlik sal vrymaak. En dan sê hy, as die Seun jou dan vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees. Mag hierdie boodskap jou vandag inspireer. En mag jy vandag gemotiveer word om alles te toets wat jy hoor daar buite en seker te maak dat jy op die rots bou, die rots wat Jesus Christus se woorde is. Nou, ek wil graag saam met jou vandag myself toewy daaraan om die Here se aangesig te soek en seker te maak dat ek met die regte boumateriaal gaan bou. Nou, ek sing vandag vir julle 'n kinderliedjie wat sing oor hierdie kosbare woorde van Jesus. En daarom het ek vir Lia, my gas vandag, wat saam met my gaan sing. Ons gaan sing van 'n dwaase man en ons gaan sing van 'n wyse man en waar hulle huise gebou het, né? Kom ons sing dit saam. En as jy die woorde ken, sing gerus saam met ons hierdie pragtige liedjie saam. Die wyse man bou sy huis op die rots. Die wyse man bou sy huis op die rots. Die wyse man bou sy huis op die rots. En die reën het neergedaal. En die reën val neer en die vloed styg op. Die reën val neer en die vloed styg op. Die reën val neer en die vloed styg op. En die huis op die rots staan vas. Die dwaase man bou sy huis op die sand. Die dwaase man bou sy huis op die sand. Die dwaase man bou sy huis op die sand. En die reën het neergedaal. En die reën val neer en die vloed styg op. Die reën val neer en die vloed styg op. Die reën val neer en die vloed styg op. En die huis op die sand val plat. Ja, die huis op die sand val plat.